'n spesiale gas op die bank. Ons het vir JD Jankovic, hy is die kaptein van die Lions span by Windhoek Gimnasium. Ons gesels 'n bietjie met hom oor hulle onlangse wen teen WAS en dan gesels ons ook met hom oor die NSSR Liga wat op pad is. Ek en Anne-Marie gesels dan ook wat aangaan in die wêreld van die jeug en heel laaste luister ons na 'n nuwe liedjie van Droom Syndroom en Bernice West. So bly ingeskakel en geniet hierdie episode saam met ons. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises. From artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom by die week se Wat is Nuut? Soos gewoonlik, Anne-Marie de Tooy. Rosan, dit is flippend koud in Windhoek nou al hierdie laaste week. Nee? Wil ek net vir jou sê. Ek sit in my ouma truitjie. Dis hoe jy weet dis koud, is ek sit in my ouma truitjie. Dan is dit koud. Ek het spesiaal by Pep Home 'n kommers gaan koop wat ek in die kantoor kan los. So dis my kantoor kommers en ek vou my toe as ek by my tafel sit en as ek moet uitklim, dan stel ek dit uit so lank as ek kan, want ek weet dit gaan koud wees. Dis al wat mens kan doen. So ek wil net duidelik maak, julle, ons kry koud in Windhoek. Ja. Nee. Maar verder is dit, gaan dit oké? Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed. Dit gaan goed. Ons is 'n lekker besige tyd nou, want as dit so koud is, dan weet jy daar is wintersport en dit is my gunsteling ding in die wêreld. So ja, dit gaan goed met Dan, my. ja, ek weet aan my se kant word al die sweetpakke uit die kas uitgehaal, serpe, ons daag daar elke oggend op by die sport dik toegedraai. Hot chocolate in die hand, Hot is al wat chocolate jy in die nodig hand. het. Al wat jy nodig het. Ja, ons het 'n bedrywige naweek gehad. Dit was die Super Saturdays wat WAP aangebied het by Affies Park. So daar was weer 'n klomp wedstryde. Die laasweek Woensdag was al wedstryde en toe nou oor die naweek 'n klomp wedstryde. Alles ook uitgesaai en bedrywig. So ja, dit was 'n lekker naweek. Ek hou daarvan as die sport hier in ons tuisdorp is. Ja. Ek hou daarvan om te sien, want jy weet, ons het nou al hieroor gepraat, maar ek is 'n fan van die underdog. Ek hou van 'n klein skooltjie rugby span wat kom wys hulle verdien om hier te wees en dit is altyd vir my so mooi om te sien hoe as hulle stad toe kom of as hulle enige plek travel regtig, maar veral as hulle Windhoek toe kom, hoe so klein skooltjie as jy nou byvoorbeeld vat jou Alnathans of jou Morias, hulle hele ondersteuners saambring om te kom kyk. Ja. Daar is nie een lid van die familie wat hierdie Super Saturday gaan mis nie. So dit was lekker om te sien en net hoe die sportsmansgees tussen die kinders en tussen die skole bly groei. Soos daar's nooit swak sportsmansgees nie. Ek meen daar was op 'n tyd gewees wat jy nie 'n rugbywedstryd kon kyk sonder dat twee ouetjies mekaar gegryp het op die veld nie. En dit raak nou al baie beter. So dis net altyd lekker om te sien en ek hou van Super Saturday. Ek hou van die pannekoeke wat hulle by Super Saturday verkoop. So ja, lekker. dit was lekker om hulle te hê. Ja, met daai ook ek dink die
die kinders leer ek mekaar nou so goed ken, want jy kan ook sien deur die jaar, want dit is nou aan die begin van die jaar meestal nuwe kinders, nuwe spelers, spanne is nuut en hulle begin mekaar toets, maar teen hierdie tyd dan het almal al een keer ten minste teen iemand anders gespeel en hulle vorm bande en hulle vorm vriendskappe en dit sien jy mense op die veld. I mean, jy sien die ouetjies help mekaar op of jy na die wedstryd dan kan jy soms sien hulle gesels en die res van die dag kuier hulle saam, so ek het goed so, dit is vir my ook lekker om te sien hoe dit ontwikkel, ek seker dat tydens ons by die finale kom, dan gaan hulle die een net so hard, gaan hulle mekaar nie wil tackle nie, want hulle het eintlik nou te close geraak deur die jaar. Dan gaan hulle so chubby mekaar hande klap, mens weet dit so. Ek het al raas gekry oor dit, want ek het vir Gebabes netbal gespeel en my beste vriendin het vir Elnata netbal gespeel. En ek was AV en sy was VV en dan het ons altyd met mekaar gestaan en gesels op die baan. En toe het ons raas gekry. So moenie dit doen nie. Moenie te chommy raak dat jy vergeet om die sport te speel wat jy moet speel nie. Ek het netbal net so tot graad 4 gespeel, dit is nie heeltemal vir my nie. Maar ek was te veel in droom, want hulle het my op doel gesit, daar waar die minste aksie is deur die wedstryd. Want dit is nie so klein as ek kom die bal nie baie bedoel uit nie. En ek het ook altyd net maatjies, daar's vele video's en foto's van my maale wat geneem het, wat ek en die maatjie langs my chat en ons probeer handstands doen en ons gee glad nie aandag uit. Ja, so moet jy dit doen nie. Nee. Jou skool wil wen, jou skool wil gaan met jou raas, speel jy rugby. Ordentlik. Ja, en dan hoor ek, daar's 'n interessante toer wat opkom. Ja. As NAPSO as ek dit mis het nie. Ja. So van die NAPSO atletiekspan is weg. Hulle het gister gevlieg Swede toe. Hulle gaan Gothenburg, gaan hulle bietjie deelneem by die World Youth Games. So dit is 'n groot stage vir ons Namibiese kinders. So ons kry dit begin nou die 25ste, so dit gaan van die 25ste tot die 28ste aan. En Precious van MyZone is daai kant, sy is ons correspondent. As mense so klink so professioneel. Dit is daai mense wat so inbel by die maar so sy is daar, sy gaan vir ons bietjie heeltyd uitslae deurstuur, foto's deurstuur. So dit is nogal so opwindend vir hulle, fantastiese geleentheid, maar ook vir ons aan die kant om bietjie te sien wat hulle daar maak. Ek onthou laas jaar was dit die toer het ongelooflik gelyk. Ons het ongelukkig nou nie saam gegaan nie, maar dit was atlete soos jou Etienne Lombard en hierdie groot atlete wat nou almal uit die skool uit is. So ek is nogal geïnteresseerd om te sien wat hierdie jaar se atletiekspan maak op hierdie toer, want ons het laas jaar ongelooflik goed gedoen. Soos die prestasies was insane geweest. Ons het eerste, tweede en derde plek, ons het heeltyd podiumplekke losgeslaan. En dit is soos jy sê, dis 'n groot verhoog, dis nie grappies nie. Hulle is nou op die internasionale vlak en hulle kompeteer teen atlete wat se hele lewe oefen is. Ja. So ek is nogal opgewonde om te sien hoe ons doen daar. En nie net dit nie, maar ek dink net NAPSO wat hierdie toer aanbied, bied so 'n ongelooflike geleentheid vir hierdie atlete om die wêreld te sien. Ja. Ons het nie baie internasionale toere waar ons Namibiese skoolatlete internasionaal kan gaan toer as dit nie Suid-Afrika toe is nie. So ek dink regtig dis net die ongelooflikste geleentheid vir hierdie kinders om bietjie meer van die wêreld te sien. Ek weet die netbalspan, as ek dit nie mis het nie, het laas jaar Desember Thailand toe getoer om daar te gaan netbal speel. So dis net vir my hierdie geleenthede wat NAPSO skep vir hierdie kinders om te groei en om meer van die wêreld te sien en dan op die einde van die dag hulle atletiek vermoëns te verbeter, want jy kompeteer teen atlete wat op 'n ander kaliber is. Ja, op 'n hele ander vlak. Dalk op 'n ander manier oefen, dalk lyk hulle wegspring anders en daar's soveel goed wat jy kan byleer as jy vir hierdie atlete gaan kyk. So ek dink net die geleentheid is ongelooflik en ek haal elke jaar my hoed af van NAPSO, want ek kan nie dink jy moet kinders oor see stuur saam met soos onderwysers en coaches en so en jy moet al hierdie reëlings agter mekaar kry. Ek haal regtig my hoed af van NAPSO elke jaar, ja, want ek kan nie dink wat se admin dit vat nie, wat se strukture in plek moet wees om so iets bymekaar te hou. Want dis Schengen visas en dis kinders op vliegtuie en dit is hotelle en buskaartjies en treine en ek onthou Etienne Lombard het laas jaar met my gesels, toe sê hy vir my een van sy gunsteling dele was om op die trein te kan ry en om so te kon travel, maar imagine jy is die arme NAPSO afrigter wat al daai treinkaartjies moet boek en seker maak al daai kinders is op die trein en jy los nie een agter nie en jy's nou in die strate van Europa met hierdie klomp kinders. So regtig ek haal my hoed af vir hulle, maar ook vir die atlete wat so presteer dat hulle op daai vlak kan gaan kompeteer en nie net
in die agtergrond wegraak nie, want hulle kompeteer actually. Dis nie net hy gaan 'n 8ste plekkie loslaan, Nee, hy gaan hulle is daar. Hulle is daar om te wen en hulle hierdie kinders oefen al van wanneer die atletiek seisoen al begin in die begin van die jaar en ek het so deur die tyd maar so 'n paar updates gekry oor die kinders en hulle het regtig hulle alles ingesit tot op die laaste. Wat hulle toe nou voor hulle gevlieg het en so ek sien regtig uit om te sien waar hulle presteer, maar soos jy nou sê, dit is 'n hele ander vlak van 'n kompetisie. Dit is hulle is hier op die wêreld se spotlight as mense nou so kan sê. En ek dink hulle gaan goed doen. Ek het my volle vertroue dat hulle kan kompeteer met daai kinders wat jy nou sê die hele lewe is oefen en die hele lewe is atletiek en hulle het definitief die vermoë om hulle self te bewys daar. Ja, en ek dink ook nie dis net die kinders wat gaan leer daar nie. Ek dink ons afrigters leer ook baie as hulle daar kom oor die Europese oefenstyl en afrigtingstyl. En dis dalk goed wat ons kan huis toe bring om onsself net nog te verbeter, maar ek dink ook die Europeërs leer baie by ons. Ek dink dis 'n mutual learning experience en ek is regtig dankbaar dat ons kinders en ons atlete die voorreg het om dit te kan gaan beleef eerstens en om Europese McDonald's te eet. Ek is baie jaloers op die feit dat hulle Europese McDonald's kan eet. Ja. Wat maak Europese McDonald's spesiaal? Die YouTubers sê dis baie lekker. Okay, hulle sê dis beter as Amerikaanse McDonald's wat ek ook nog nie geëet het nie. En Suid-Afrikaners sê Amerikaanse McDonald's is lekkerder as Suid-Afrikaanse McDonald's. So that leads me to believe dat Europa die top McDonald's het. Iemand op die NAPSO span. Eet asseblief McDonald's in Europa in Swede en gee vir Anne-Marie 'n detailed report. Ja, maar jy moet vir my sê hoe die tomatiesous op jou tong gevoel het en hoe die burger tussen jou tande was. Ek moet alles weet. Ek wil weet of die buns die slaai was. Of die buns beter is as die buns wat ons het. I just need to know waaroor gaan die YouTubers so aan. Okay. Ja. So jy het een opdrag. Wen of 2 dan. Wen en proe McDonald's asseblief vir Anne-Marie se sake. Maar die wen asseblief is belangriker as om McDonald's te proe. Moet asseblief nie my McDonald's eerst op jou prioriteitslys sit nie. Na die tyd, na jy gewen het. Dan bederf jouself. Ja. Ek hoop jy kry 'n update oor jou McDonald's en ek hoop vir die NAPSO span alle sterkte toe. Weet net dat ons is hier agter julle, ons cheer julle aan van hier af en geniet dit en doen net julle beste. Welkom Blitsfoekers-kykers by vandag se onderhoud. Ek is bevoorreg om vir JD Jankovic saam op die bank te hê. Hy is die kaptein van die Lions, die rugby span van Windhoek Gimnasium. So baie welkom JD hier saam op die Blitsfoekers bank. Baie dankie dat ek hier kan wees. Nee, dis 'n voorreg. Ek wil gou 'n bietjie hoor. Julle het nou 'n groot wedstryd agter die rug so 2 weke terug. Maar voor ons nou in al daai inkom, vertel net 'n bietjie vir my van waar kom jy vandaan? Waar het die liefde vir rugby soos in jou gekweek? Ek was nog altyd daar in die Pionierspark omgewing en ek was in parkies in die laerskool. En ek kan onthou ons het so 'n coach gehad, sy naam was coach Frank. Coach Groot het ons omgenoem. En hy het een keer vir my gesê dat ek moet bietjie self met die bal hardloop en bietjie my eie ding doen. En van daar af het die liefde vir rugby net al hoe groter geraak. En dan tot waar jy nou vandag is as die kaptein van Windhoek Gimnasium. Ja. Ag, dis fantasties. En soos ek gesê het, julle het nou 'n bedrywige tyd agter die rug al klaar met so 'n paar liga wedstryde, maar toe nou die groot geleentheid was nou die interhoor tussen Windhoek Gimnasium en dan Windhoek Hoërskool. Vertel 'n bietjie vir ons hoekom is die interhoor so groot as mense dit nou so in Engels kan sê, so big deal? Kyk, ek dink omdat ons die 2 mees kompeterende skole in Namibië is. Of een van die 2 mees kompeterende. En is altyd, hoe kan ek sê, 'n tawe game as ons teen wie speel. Maak nie saak by wie se veld ons by hulle of hulle by ons nie. Dit is amazing as ek so kan sê, want dit is harde rugby, jy verwag dit nie. En dan is dit net so 'n groot storie en dan om dit nog met 'n wen uit te stap ook is, nee, dis 'n ander gevoel. En dit was nogals 'n groot wen. Julle het mekaar omtrent gedruk in daai wedstryd en toe op die ouende net met 1 punt toe nou gewen. So hoe het jou span dit gevier? Ons het dit was eintlik nou 'n bietjie laat na die tyd.
So ons het in die kleedkamer het ons almal so 'n bietjie gechat en bietjie gekuier as 'n mens so kan sê. Maar na die tyd het ons almal maar net huis toe gegaan. Daar was nie veel om te doen wat 11 uur die aand. Ja, en toe maandag toe sit hulle maar weer terug back to normal Ja, nee, back to school. en voorberei vir die liga. Ja. So, en dan met die interhoor spesifiek nou, hoe sal jy sê as 'n kaptein het jy jou span voorberei daarvoor? Kyk, ons het baie goeie coaches. So my werk is eintlik baie min. Hulle hanteer alles baie goed. So om ons motivated te hou, dit is in die coaches se hande. So af en toe as iemand iets goed gedoen het in ons span, dan sal ek vir hom 'n boodskap stuur, net om 'n bietjie confident te maak, sal ek sê. Maar ja. En dan nou met die NSSR liga wat aan die gang is en julle speel nou gereeld wedstryde teen nou spanne van die hele Namibië. Hoe kom jou span soos voorbereidingsgewys ook, hoe kom jou span saam vir soos die liga wedstryde wat ook so half 'n groot geleentheid is, maar ook dan nou so op mekaar is, so aan mekaar is. Hoe berei jy julle self voor? Kyk, ons weet dit gaan moeilik wees, maar soos ek gesê het, ons coaches is baie goed. So ons het ons eie fisio en goed ook. So die games wat so op mekaar is, sal ons nou so na die game fisio toe gaan en bietjie in die ysbad sit of hardloop sessie net om al die acid uit te kry. Maar ja, is dit. Okay. En dan as dit nou ook kom by die NSSR liga, dit is nogal 'n redelike groot geleentheid vir skolesport in Namibië. So vir jou as wat deel van dit is en wat nou al 'n paadjie saam met dit stap, wat sal jy sê, hoekom is dit so belangrik vir skolesport hierdie liga in terme van byvoorbeeld ontwikkeling van spelers of ontwikkeling van rugby in Namibië as algeheel? Kyk, om 'n kompetisie te hou is soos dan almal soek iets uit die kompetisie uit. Almal dis nou die trofee, so ek dink die spanne is, hoe kan ek sê, hulle gee hulle beste op elke liewe game sodat hulle top bo kan uitkom. So met ontwikkeling, sê nou maar om onder 20 Namibiërs te speel of om Namibiërs rugby verder te vat. So ek sê dit begin by skole rugby want jy kom van kleintyds af tot nou toe speel jy teen ouens teen wie jy gespeel het van sê maar graad 8 af. So dan maak dit jou beter, maar net sowel as jy 'n persoon teen wie jy speel beter. So dan bou julle mekaar op en julle word net sterker. So dit is nou meer van daai jy soveel ervaring in dit ingaan en soveel ervaring van tussen verskillende spelers dan teen mekaar speel. Ja. Okay. En dan met die liga, wat hoop jy persoonlik om daar uit te kry? I mean, dit is nou jou laaste liga wat jy nou sal deelneem as die kaptein en so. Wat hoop jy om daar uit te kry vir jou persoonlik? Vir my dink ek soek 'n kontrak om na skool rugby te gaan speel. Maar dit is nou my 3de jaar in die Superliga onder 19 en om my beker te lig sal jy seker maak. Ja. So ja. Jy het nou genoem dat jy hoop op 'n kontrak. So sal jy graag dit 'n loopbaan wil maak in rugby? Ja nee, definitief. Ek kyk aan om oor see dalk rugby te gaan speel en dan natuurlik nou terug te kom en vir die Namibiese span te speel. Okay. Nee, maar ek hoop dit realiseer vir jou, soos wat dit aangaan en jou vordering wat jy al gemaak het, is ek seker daarvan. So net laaste, wat sal jy sê is die skool of die wedstryd wat jy die meeste na uitsien? Die wedstryd wat ek die meeste na uitsien is Wintergoor skool. Weer nog 'n keer. Nog 'n keer. Want hierdie was 'n te close game. So ek dink altyd span, dit kan een of ander kant toe gaan. So dit is altyd die hardste game en die mees fisiesste wat jy moet fokus, daar kan nie foute kom nie en dis wat die game eintlik lekker maak. Ja. So ja. Dit druk jou tot jou uiterste. Ja. Baie dankie JD dat jy saam op die bank gekuier het. Dit was nou regtig lekker. Is reg, baie dankie. Blitsfoekers kykers, bly ingeskakel want net hierna sit ek hom op die blitsvinnig warm bank, dan moet hy 'n paar vrae vir ons baie vinnig antwoord. So bly ingeskakel daarvoor. Welkom terug Blitsfoekers kykers. Ek is hier nog steeds saam met JD Jankovic op die bank en hy moet so vinnig 'n paar vrae vir ons antwoord. So is jy reg JD? Ja, ek's reg. Is jy reg? Okay, dan as jy nie rugby sou gespeel het nie, watse sport sou jy gespeel het? Atletiek. Okay, wat in atletiek? Diskus. Kragoefeninge of fiksuitoefeninge? Kragoefening.
Sal jy eerder soos in die reën wil speel of as dit soos 40 grade buite is? In die reën. En dan jou gunsteling fast food ete. Burger. Gunsteling tyd van die jaar. Winter. Watse wedstryd was al sover vir die moeilikste? Behuis. Ja, is. Nou onlangs of wat sê jy? Nou onlangs. Okay. Dan watse klub rugby sou jy wou eendag voorspeel? Frankryk. En dan jou droomstadion waarin jy wil speel? Toulouse stadion. Pineappel op pizza of geen pineappel? Geen pineappel. Ons sit nie om myself hier met daai nie. Sal jy eerder 'n vakansie in die bos of 'n vakansie by die see wil hê? By die see. Gee gou 3 woorde wat jouself beskryf. Humble, discipline, integrity. Dis hy. En dan rugby speler wat jy baie graag eendag sou mee so saam wil speel. Andre Pollard. En jou go-to snack vir 'n wedstryd? Chips. En dan heel laaste jou gunsteling span om teen te speel. Moria. Okay. Dit was vinnig. Was dit okay? Ja, was alright. Dankie Blitsvikkerskykers. Dit was blitsvinnig saam met JD Jankowitz. Welkom by vandag se Voor in die Koor, waar ons die betekenis agter liedjies se lirieke ontdek. Die treffer Toelaat deur Droom Syndroom en Bernice West is 'n opgewekte en energieke popliedjie wat perfek vasvang hoe opwindend, maar ook hoe vreesaanjaend dit kan wees om op iemand verlief te raak. Die liedjie gaan in wese oor daardie oomblik wanneer jy jou erg begin voel vir iemand en jy moet besluit of jy jou verdedigingsmeganismes gaan laat vaar of daardie persoon in jou lewe gaan welkom. Dit skets die innerlike stryd tussen jou kop en jou hart. Aan die een kant is daar die vrees om seer gemaak te word as gevolg van dinge wat in die verlede gebeur het, maar aan die ander kant is daar die groot behoefte om aan die opregte koneksie te ontwikkel. Die samewerking tussen Droom Syndroom se ritmiese klanke en Bernice se kragtige stem laat die liedjie voel soos 'n openhartige gesprek tussen twee mense wat dieselfde deurmaak. Hulle erken albei dat die liefde 'n risiko is, maar dat dit kans heeltemal werd is. Die herhalende pleitooi van iemand toe te laat dien as 'n emosionele anker aan die snit, wat luisteraars aanspoor om die sprong in die duister te waag ter wille van die liefde. Uiteindelik is Toelaat 'n viering van emosionele vrymoedigheid en die genesende krag wat oopheid in 'n verhouding kan bring. Dankie dat jy die week saam met ons geluister het na 'n nuwe liedjie.